Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons almagtige hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Heiland en ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skriflesing in hierdie oggend is uit die Evangelie volgens Lukas, die 7de hoofstuk, en ons lees vanaf vers 40 tot vers 48. Lukas 7 vanaf vers 40 tot vers 48. In my weergawe van die Bybel is dit op bladsy 89 in die Nuwe Testament. Lukas 7 vanaf vers 40 tot vers 48. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete, het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Kom ons lees van hierdie skrifgedeelte net weer eens vers 47. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Tot sover, my geliefde broer en suster, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n man wat homself tot ateïs verklaar het op 'n stadium vir my gesê, besef jy dat die Bybel vol slegte mense is, wat verkeerde dinge doen? Dit is veronderstel om die boek van geloof van julle Christene te wees. Dis om hierdie rede dat ek nie belangstel in God of sy gebod nie, en om hierdie rede dat ek nie die Bybel lees nie. Daar steek 'n klein stukkie waarheid in dit wat hierdie man gesê het. Vir my is dit vertroostend en gerusstellend dat die Bybel nie 'n onrealistiese boek is wat vir ons vertel uitsluitlik van heilige mense wat geen foute het nie. Inteendeel, die Bybel praat van mense soos ek, mense wat foute maak, wat partykeer die pad byster raak, wat sondes doen. Nêrens praat die Bybel die verkeerde dade van mense goed nie.
Inteendeel, God, sy gebod van liefde, sy wet, word baie deeglik onderstreep. En ek en jy wat die woord van God ken, weet wat God van ons verwag. Een van die redes, een van die honderde redes waarom die Bybel vir my so spesiaal is die Bybel sê, daar is hoop en redding en genade ook vir my. Want ek en jy, my broer en suster, ons is so bevoorreg, dat ons 'n God aanbid, wat nie opgee nie, maar wat opsoek. Vandag het ons in die geleesde gedeelte kennis gemaak met een van daardie gebroke sondaars wat die pad byster geraak het, 'n vrou met 'n slegte reputasie. En ons tref haar nogal aan by die huis van Simon, die Fariseer. Die naam Fariseer beteken iemand wat afgesonder is. En die Fariseërs het hulle self daarop ingestel om hulle bes te doen, om weg te bly, om te vermy alles wat onrein en onheilig is. As hulle iemand uitgenooi het na hulle huis toe, was hulle baie kieskeurig oor wie hierdie persoon is, veral as hulle so 'n persoon uitgenooi het om by hulle te kom eet. Want veral rondom die etes, rondom maaltye, was daar so 'n lang rits van moets en moenies en reinheidswette wat onderhou en onthou moes word. En daarom, geliefdes, is dit vir my effens vreemd dat Simon die Fariseer vir Jesus uitgenooi het om by hom te kom eet, veral gesien in die lig van die feit dat dit gou duidelik word dat Simon as gasheer elkeen van die basiese vereistes wat aan 'n gasheer van daardie tyd gestel is, geminag het. Dit bloot nie nagekom het teenoor Jesus nie. Dit was dus nie asof Simon vir Jesus werklik in sy huis wou verwelkom nie. Hoekom sou hy Jesus dan uitgenooi het? Hieroor kan ons net bespiegel, geliefdes. Miskien het hy gedink dat dit die ideale geleentheid vir 'n diep gesprek met Jesus sou wees. Miskien het hy gedink dat hy Jesus met 'n vraag kon probeer vastrek, soos waarvan ons gehoor het, die wetgeleerde wat vir Jesus met 'n vraag wou probeer vastrek. Miskien wou hy probeer agterkom of Jesus werklik 'n profeet was, of daar waarheid steek in dit wat Jesus verkondig. Miskien wou hy uitvind wat met hierdie Jesus gedoen moet word. Moet hy geïgnoreer word? Moet hy teengestaan word? Moet hy gearresteer word? Of moet hy tereggestel word? Ons weet nie, ons kan maar net raai. Maar wat ons wel weet, is dat Jesus deeglik bewus is daarvan, dat Simon alles verwaarloos het wat van hom verwag word as gasheer. En eintlik is dit 'n blaatante belediging, 'n klap in Jesus se gesig. Want hy verwelkom Jesus nie met 'n soengroet nie. Hy salf nie sy hoof met olie nie, en hy vra nie eers vir die laagste van al sy slawe om Jesus se voete te was nie. Maar dan lees ons die sonderlinge ding dat Jesus by sy aankoms by Simon se huis ingewag word deur 'n vrou. Sy het waarskynlik by die deur van die huis gestaan om Jesus in te wag. Daar word nie vir ons veel vertel van hierdie vrou nie. En in hierdie hele skrifgedeelte wat oor haar handel, word haar naam nie een keer genoem nie. Maar wat ons wel weet van hierdie vrou is so negatief dat die enigste logiese gevolgtrekking wat ons kan maak is dat dit vir haar ongelooflik moeilik moes gewees het om daar te wees. In die eerste instansie, vir 'n vrou in daardie tyd was dit ongehoord om 'n man in die openbaar in te wag en tegemoet te gaan. En sy van
alle vrouens. Ons weet nie wat haar naam is nie, maar ons weet dat sy naam weggegooi het in die dorp. Sy was berug, 'n vrou met 'n reputasie. Maar geliefdes, haar dringende begeerte om by Jesus uit te kom, gee haar die moed om te doen wat haar die teiken sou maak van spot en afskuw en veragting, veroordeling en vernedering. Tog wag sy hom in. Maak nie saak wat hierdie ontmoeting met Jesus haar moet kos nie. Sy moes iewers Jesus se liefdesboodskap gehoor het. Miskien was sy op 'n stadium deel van 'n skare mense wat na hom gestaan en luister het, sodat sy self sy liefdesboodskap gehoor het. Miskien het sy gerugte oor hom gehoor. Miskien het iemand vir haar kom vertel van sy boodskap van liefde en genade. Ons weet nie, maar dis duidelik dat Jesus se impak op hierdie vrou se lewe so enorm, so ingrypend was, dat sy besluit het dat sy persoonlike kontak met hom moet maak. Sy het in haar hart die vertroue dat selfs as sondares wat sy is, hy haar nie sal wegstuur of verwerp nie. Wanneer sy naby Jesus kom, probeer sy nie haar sondes ontken of haarself verontskuldig voor hom nie. Trouwens, en dit is vir my so interessant en ook geweldig belangrik. In hierdie hele skrifgedeelte sê die vrou nie een enkele woord nie. Sy het 'n albaste flesie reukolie by haar, met die doel om Jesus se voete te salf. Dit wat gewoonlik deur die heel laagste slaaf in die huishouding gedoen is. Toe die gasheer sy pligte as 'n gasheer versuim, gaan staan sy agter Jesus by sy voete en sy begin huil, sodat haar trane op sy voete drup. Dis vir my vreemd dat hierdie vrou hoegenaamd naby Jesus gekom het. Hierdie vrou van alle vroue, hierdie vrou wat so berug is, dat sy in die huis van Simon, die Fariseer, die afgesonderde, die reine heilige een, toegelaat word om te nader tot een van sy gaste en selfs aan hom te raak. En weer eens wonder ek in my hart of dit dalk 'n manier is vir Simon om Jesus te probeer vastrek. Jesus se voete is nie gewas nie, maar dit skrik hierdie vrou nie af nie. Sy soen sy ongewaste voete onophoudelik. Omdat sy nie gedink het dat dit nodig sou wees nie, het sy nie 'n skottel of 'n handdoek by haar nie. Maar sy was Jesus se voete met haar trane en sy droog dit met haar hare af. Haar aanbidding is 'n waagstuk. Sy betaal duur daarvoor. Dit moes ontsettend baie moed gekos het om tot Jesus te nader in hierdie geselskap, waar sy onder normale omstandighede baie maklik weggejaag kon gewees het. En dan neem sy die reukolie, nie gewone olie nie, maar reukolie, amper soos parfuum, wat seker baie duurder was as wat hierdie vrou werklik kon bekostig. En nou redeneer Simon, die Fariseer, by homself. As hierdie Jesus 'n profeet was, moet hy tog die karakter van mense ken. Moet hy tog weet wie en wat hierdie vrou is. As hy weet wie en wat hierdie vrou is, sal hy haar vermy, haar van hom af wegstuur, haar nie toelaat om aan hom te raak nie. Maar hy verdra haar. Hy aanvaar die vrou se aanraking en dit beteken tog seker dat hy nie weet wie en wat sy is nie, en dit beteken dat hy nie 'n profeet kan wees nie, en dit beteken dat sy boodskap waardeloos is.
Jesus is egter groter as Simon se logika. Hy weet nie alleen alles van hierdie vrou nie. Hy sê immers haar sonde is baie. Maar hy ken ook Simon se karakter. Hy weet presies wie en wat Simon is. Hy ken sy redenasies en hy ken ook sy motiewe. Hy is heeltemal anders as die gedagtebeeld wat Simon het van hoe 'n profeet behoort op te tree. Want Jesus, hy vermy nie sondaars nie. Hy stuur hulle nie weg nie. Hy verwelkom hulle. Soos wat hy gesê het in die verhaal wat ons lees oor Saggeus, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. En elders in die evangelies, daar is blydskap in die hemel oor een sondaar wat terugdraai na sy hemelse Vader. Want wat onrein is, het Jesus kom rein maak. Van sonde het hy ons kom bevry. So heilig is Jesus, dat hy nie bevrees is, dat hy sal besmet word deur die onreinheid van hierdie vrou nie. Die teendeel is waar. En dan vertel hy vir Simon die storie wat ons vanoggend saam gelees het in die skrifgedeelte, en dit is so kenmerkend van Jesus wat graag gepraat het in gelykenisse wat selfs deur kinders verstaan kon word. Hy praat van die geldskieter wat geld geleen het vir 2 mense, vir die een 10 keer meer as vir die ander. En toe hulle nie kon betaal nie, toe skryf hy die skuld af. Hy skeld hulle dit kwyt. En dan vra hy vir Simon 'n vraag, en ons sou dink dat hierdie vraag sou handel oor dankbaarheid. Maar dit handel oor liefde. Hy vra vir Simon, wie dink jy sou die meeste liefde bewys aan hierdie man wat vir al 2 die mans hulle skuld afgeskryf het? En Simon sê, ek veronderstel vir die een vir wie die meeste skuld kwytgeskeld is. Jesus sê, jy is reg. Geliefdes, die woord liefde het nooit een keer in Simon se gedagtes opgekom nie. Daar was nie in Simon se hart eers 'n vae vermoede dat hy ooit Jesus se liefde of vergifnis nodig kon kry nie. Daar was nooit sprake by hom van liefde nie. Liefde wat die grondbeginsel is van die wet waarop Simon so gesteld was. En ons kan nie anders as om in ons hart te wonder, wie van hierdie 2 mense, Simon of hierdie naamlose vrou, het Jesus se genade en vergifnis die meeste nodig. En nou sê Jesus reguit vir sy ongasvrye gasheer, dat hy nie eers die minimum vereistes nagekom het van gasvryheid nie. Hy het hom nie gesoen nie sy hoof met olie gesalf nie, en nie sy voete laat was nie. Dat hierdie vrou, sy het nie opgehou om sy ongewaste voete te soen nie. Sy het sy voete gewas, met haar hare afgedroog, met haar trane het sy dit gewas, en toe het sy dit met duur reukolie gesalf. Hierdie sondares verstaan Jesus se boodskap van vergifnis en liefde, en dit wek 'n diep, ongelooflike dankbaarheid en 'n wederliefde in haar hart. Die onverklaarbare genade dat Jesus bemoeienis maak met sondaars soos sy, ruk haar aan die hart. En dan draai Jesus weg van Simon, en hy draai na die vrou wat agter hom gestaan het om sy voete te was, en hy sê vir haar, jou sondes is jou vergewe,
jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wat het die vrou? Sy het Jesus se liefdesboodskap, sy boodskap van genade en vergifnis gehoor, en sy het dit met oop arms en 'n oop hart ontvang. Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede Sondag was dit julle groot voorreg om weer eens aan te sit by die sakrament van die heilige nagmaal. Weer eens het julle die gemeenskap van gelowiges en die onderlinge liefde aan hierdie tafel ervaar, saam met julle broers en julle susters in die geloof. Julle het geluister toe Dominee Peer die ou bekende woorde van die nagmaalsformulier vir julle voorgelees het. Hoe hy aan die tafel gesê het, moet julle gedagtes nie rig op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar dink aan dit wat dit simboliseer. Julle het geluister na die pragtige uitnodigings na die nagmaalstafel. Kom, die tafel is gereed, die meester is hier en hy roep u. Kom sit aan en eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Kom sien en smaak dat die Here goed is, want hy maak sy hand oop en ons kry meer as genoeg. Maar dan, telkens wanneer ons kom aansit by die tafel van die Here, is dit die Gees van God wat oorneem. Die sakrament van die heilige nagmaal en ons voorreg om daaraan deel te kry, is so 'n diep, intense geloofsbelydenis, dat tyd en ruimte om ons wegsmelt in die viering van hierdie heilige herinneringsmaaltyd. En ewe skielik is dit asof ons Isak se stem hoor sê vir sy pa: hier is die vuur en hier is die hout, maar waar is die offerlam? En asof ons Abraham se kalm, rustige antwoord aan hom hoor: my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Dis ewe skielik asof ek en jy saam met die Israeliete in Egipte is, waar hulle op bevel van God 'n lam sonder gebrek slag en sy bloed aan die deurkosyne smeer om te sê: doodsengel, gaan verby. En dan pak hulle die tog in die woestyn aan, weg van die slawerny in Egipte. Ons hoor God se pyn as hy sy kinders moet straf vir hulle sondes. Maar dan hoor ons ook sy liefde wanneer hy sê: hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ons dink aan dit wat in Jesaja gesê word van iemand wat sou kom. Iemand wat genoem word wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar ons dink ook aan dit wat Jesaja sê van die dienaar van God wat sal kom. En hy beskryf hom so: hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is daar by die put, een warm middag, toe Jesus daar sit en 'n Samaritaanse vrou kom daar aan. En Jesus sê vir haar: ek sal vir jou lewende water gee, en jy sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Ons is daar wanneer Jesus afskeid neem van sy disippels en vir hulle sê: groter liefde as dit is daar nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Ons is saam aan tafel waar Jesus en sy disippels die laaste Paasmaal vier.
En Jesus staan op en hy breek vir hulle die brood en hy sê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Van die beker sê hy, dit is die teken van die nuwe verbond, wat met my bloed beseël word. Ons is daardie donker nag, waar die disippels aan die slaap raak langs die tuin van Getsemane, waar ons sien hoe dat die sweet soos bloeddruppels op Jesus se hande val, terwyl hy bid. Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil, laat dit geskied. Ons is daar by Golgotha, kopbeenplek, en ons hoor die skare skree, kruisig hom, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En die paaslam word geslag, die volmaakte lam vir elkeen van ons. My God, waarom het U my verlaat? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons hoor die belydenis van die heidense offisier. Hierdie man was werklik die seun van God. Aan hierdie tafel ervaar ons die heerlikheid van die leë graf, want die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Thomas se belydenis, my Here en my God. Ons is daar wanneer Johannes van Patmos in trane uitbars, omdat daar niemand in die hemel of op aarde gevind kan word, wat rein en heilig genoeg is om God se wil te laat geskied, die boekrol uit sy regterhand te neem nie. En dan troos een van die ouderlinge Johannes en sê, moenie huil nie, kyk, voor die troon staan die leeu uit die stam van Juda, hy is waardig. En as Johannes opkyk, dan sien hy voor die troon nie 'n leeu nie, maar 'n lam wat geslag is. En ek en jy, aan hierdie tafel ervaar ons, dat ons eregaste is, by daardie hemelse feesmaal, waarheen die nagmaal ons verwys, die bruilofsmaal van die lam. Want geliefdes, telkens as ons aansit by die tafel van die heilige nagmaal, gebeur die wonder. Eeue van heilsgeskiedenis, van God se liefde vir sondaar mense, smelt saam in een oomblik van ewigheid. Die Heilige Gees raak ons aan en oortuig ons, gee vir ons die vaste seker wete, die heerlike wete in ons harte, dat God my by my naam ken. Aan hierdie tafel is dit sy magtige hand, wat die brood vir my breek, en sê, hierdie is die liggaam van Christus, dit is vir jou, gebreek vir jou, gebruik dit tot sy gedagtenis. Die beker wat vir my aangegee word, is nie die lydensbeker nie, want my verlosser het dit vir my geledig. Dis die beker van danksegging. En ek voel in my hart, ek weet in my hart, net soos die naamlose vrou, wat geen woord sê nie, van die geleesde gedeelte, dat my hele lewe oop en bloot lê voor my God. Hy ken my dade, my gedagtes, my woorde. Miskien weet niemand anders nie, maar ek weet en my God weet hoe ver ek afgedwaal het. Miskien weet niemand anders nie, maar ek weet en my God weet hoe ver hy moes loop om my te kom haal, om my weer op sy skouers terug te dra na die kudde, hoe diep hy my moes uithaal. Hoe groot my rekening, die faktuur van my sondeskuld was, wat hy my kwytgeskeld het.
Hier, waar die nagmaal vir my, verlore sondaar, persoonlike betekenis kry, is ook my hart gevul met 'n diep dankbaarheid en wederliefde teenoor my verlosser, Jesus Christus. Vandag, geliefdes, is die dankseggingsdiens. Hoe sê ons dan vir God dankie, vir iets wat groter is as woorde? Die Bybel sê vir ons, Psalm 69, ek sal die naam van God besing, hom met 'n danklied prys. Kolossense 3, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En dit doen julle, gemeente van Springsoos, so goed. Elke keer as ek hier by julle kuier, kry ek hoendervleis wanneer julle as gemeente saam sing, 'n sekere teken dat die Gees van God onder julle werksaam is. Ek luister graag as Estella so pragtig op die orgel speel, en is daar 'n instrument wat God se lof beter kan besing as juis 'n orgel. Maar toe ons gekatkeseer het, het ons geleer dat daar nog 'n manier is om vir God dankie te sê. Ons het geleer, gebed is die belangrikste deel van ons dankbaarheid. En watter onmeetlike voorreg, dat ek en jy 24 uur van elke dag op ons knieë kan gaan in die onverdeelde aandag van ons drie-enige God van hemel en aarde kan vra. Dat ons in die stilte van ons binnekamer vir hom kan dankie sê. Dat ons kort as dit die behoefte van ons hart is, 'n skietgebed tot hom kan opstuur. Maar geliefdes, die geleesde gedeelte vertel vir ons dat daar nog 'n manier is om dankie te sê. Want, soos ons sien in die aanbidding van hierdie vrou, die naamlose vrou, wat woordeloos Jesus dank vir wat hy vir haar gedoen en beteken het. So ervaar ek ook, dat God se genade uitreik na my persoonlik, en dat hy vir my sy genade en vergifnis gee. Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is, en ek weet, ek is daardie verlorene. Soos die tollenaar van Jesus gelykenis kan ek ook maar net sê, wees my, arme sondaar, genadig. Ek sê soos die lied, ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Ook ek kan sing van genade onbeskryflik groot. Hy bring weer hoop en redding, ook vir my. Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. En waar daardie genade, daardie goddelike liefde, deur die Gees van God uitreik en my persoonlik aanraak, daar is 'n dankbaarheid groter as woorde, dieper as selfs die jubelendste loflied. 'n Dankbaarheid wat net in stilte by die voete van ons Heer uitgedruk kan word. 'n Dankbaarheid waarvoor daar nie genoeg woorde is nie. Geliefdes, ons lees in die boek Openbaring van 'n oomblik van stilte in die hemel. Die groot skare in die helder wit klere is daar, en die hele Openbaring vertel vir ons van die lofliedere van engele en hemelwesens wat konstant deur die hemel weerklink. Maar dan, net voordat die lam die 7de seël oopmaak, is daar stilte in die hemel. So stil soos wat ons harte is van dankbaarheid teenoor ons God en sy genade. Maar dan, dit wat Jesus sê, die belangrikste deel van ons dankbaarheid. Wie, Simon,
het vir hierdie geldskieter die meeste liefde bewys. Die een vir wie die meeste kwytgeskeld is. En ek weet, ook dit is ek. Al wat Jesus van my vra, is wederliefde, soos wat hy die wet vir ons opsom. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou kragte. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Amen. Drie-enige God van hemel en aarde, watter ongelooflike voorreg is dit nie, dat U ons by die naam ken, dat U ons roep om U kinders te wees, dat ons vanoggend U uitnodiging gehoor het en aangeneem het, om vandag hier in U huis by mekaar te kom. Wat 'n heerlike, onmeetlike voorreg, dat ons so saam kan wees hier in U teenwoordigheid, waar die Gees so kragtig tussen ons en deur ons werk. Dankie dat ons hier ons harte tot U kan verhef in lofsange, dat ons hier as gemeente saam kan aanbid, kan skuld bely voor U, maar bovenal, dat ons gevoed kan word met die woorde van die ewige lewe, dat ons kan sien en smaak dat U goed is, dat ons honger gestil kan word, dat ons dors geles kan word, en dat ons versterk weer hier vandaan kan gaan. Baie dankie Here, dat ons vanoggend kan dankie sê, vir dit wat ons beleef het in die sakrament van die heilige nagmaal. Baie dankie vir daardie kosbare maaltyd, die herinneringsmaaltyd wat ons geloof weer opnuut met sigbare tekens versterk. Baie dankie Here vir ons geloofservaring, vir die wete wat ons aan daardie tafel kry, dat U genade vir elkeen van ons beskore is, dat U almal van ons raak sien en al lê ons hele lewe, al ons woorde en dade en gedagtes oop en bloot voor U. By U is daar nie veroordeling of verwerping nie. U sal ons nie wegstuur nie. U verwelkom sondaar mense en U genees ons van al ons sondeskuld. Baie dankie Heer dat voordat ons kon kies kon vra, U al ons skuld vir ons gedra het. Dankie dat U gewilliglik die dood tegemoet gegaan het. Gesê het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit nodig sal hê om dit te sê nie. Dankie dat U dood en graf en hel oorwin het en vir ons die lewe in oorvloed gegee het. Vul ons harte dan met dankbaarheid, 'n dankbaarheid wat uitmond in lofliedere, wat uitmond in gebede, wat uitmond in stil neersak by U voete, wat uitmond in liefde, 'n wederliefde tot U en 'n liefde tot ons naaste. Wees dan Here met elke gemeentelid, met die wat vanoggend hier is en ook met elkeen wat vanoggend verhinder is, deur watter rede ook al om hier te wees. Ons wil vra dat U vir elkeen van hulle in U grootheid, in U almag, in U vaderlike liefde 'n God van nabyheid sal wees. Wil U hulle optel en dra as die pad vir hulle te lank word. Wil U hulle versterk. Wil U vir hulle gee alles wat hulle nodig het. Hulle daaglikse brood, na liggaam en na siel. Wees met hulle wat siek is, met hulle wat hartseer is, met hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Wees met elkeen en dit die doel wat hulle in hierdie gemeente verrig. Gee Here dat hierdie gemeente sal groei en gedei. Wees ook met die herderspaar en al hulle geliefdes. Wil U hulle ook versterk, inspireer en hulle die krag gee vir die heerlike werk wat U aan hulle opgedra het.
vergewe uit genade al ons sondes. U groot en driemaal heilige naam, altyd ter ere. Amen.